Goeiemiddag. Dit is Johan Spies. Ons gaan voort in ons reeks oor wie probeer die waarheid van God in 'n leuen verander. Ons het na heel wat punte al gekyk. Ons is op hierdie stadium in deel 4 van die boek Selbiologie. Vandag gaan ons voort. Ek het verlede week 'n vinnige oorsig gegee oor DNA. DNA, die bloudruk van die lewe, want alle lewe word eintlik deur die DNA gevorm. So ons het oorsigtelik daarna gekyk. Vandag begin ons in meer detail kyk hoe hierdie dinge werk. As ons dan na die boek kyk, dan sien ons dat ons reeds in die eerste 3 dele die Bybel en leuns, die Bybel se waarheid en Israel en leuns bespreek het. Deel 4 handel oor selbiologie, wat ons nou mee besig is, en jy kan sien ons gaan 'n hele rukkie hier besig bly. Ek het 'n idee dat hierdie bloudruk van die lewe omtrent 4 of 5 verskillende lesings gaan wees. Daarna gaan ons by evolusie uitkom. Ons gaan gesels oor leuns, oor geslagtelikheid, en dan eindig ons die reeks oor met die invloed van evolusie op geloofslewe. Ek kom terug by 'n skyfie wat ek verlede week vir u gewys het. Ek het vir u gewys hoe lyk DNA. Dat 'n mens begin met dit wat ons in hierdie blok hier sien, naamlik 4 verskillende basisse, 'n T, 'n G, 'n A en 'n C, en die volgorde waarin hulle voorkom bepaal alles van jou. En as ek sê dit bepaal alles van jou, dis nie net in jou bou wat hulle dit bepaal nie, maar byvoorbeeld as 'n ensiem gevorm moet word, as 'n hormoon gevorm word, dan is dit hierdie volgorde wat bepaal hoe die ensiem of hormoon gaan lyk. Jou liggaam is gedurig besig om DNA te gebruik om sekere dinge te vervaardig. Jy eet byvoorbeeld, dan begin jou spysverteringsstelsel, en daarmee sluit ek die pankreas en die lewer en so in, dan begin hulle om ensieme te vervaardig om die kos te verteer wat jy geëet het. Elke ensiem word gevorm deur jou DNA. Die DNA bepaal presies hoe daardie ensiem gaan lyk, wat byvoorbeeld die proteïene gaan verteer wat jy inneem ensovoorts. So, as ons dan weer oorsigtelik wil kyk, en dan hierso het ek net, hier sien die onderste gedeelte sien ons in hierdie gedeelte meer in detail hoe lyk die DNA, dan vorm die DNA 'n spiraal. Hierdie spiraal spiraliseer op homself en word al hoe digter totdat ons 'n kromosoom kry, en hierdie kromosome is in die kern van elke individu. So het jy in jou liggaam 46 kromosome, jy 23 van jou pa gekry en 23 van jou ma. En jy dra hierdie kromosome oor na jou nageslag. Jy dra 23 oor, jou wederhelft dra 23 oor. Daarom lyk elkeen van jou kinders anders. Jy het byvoorbeeld kom ons sê nommer 1 kromosoom van jou pa dra jy oor na jou kind toe, en kromosoom 2 van jou ma. So gaan dit aan, en elke kind het 'n unieke kombinasie, en dit gaan verder as dat jy kromosoom 1 van jou pa af oordra. Hierdie kromosome ruil stukkies uit, en jy kry nuwe kombinasies wat maak dat jy 'n oneindige variasie kan kry in die voorkoms van jou nageslag. Kyk net hoeveel verskil jou kinders van mekaar, en hulle tog dieselfde 2 ouers. So, al hierdie kromosome is saamgevat in die kern van elke sel van jou. En hierdie DNA, of as ons na die volledige naam wil kyk, deoksiribonukleinesuur, elke stukkie DNA bevat 'n kode wat jou gaan maak soos wat jy is. Dit is hierdie TG, dit is daardie gedeeltes hoe hulle in mekaar skakel. Elke kenmerk van jou is op 'n presiese stukkie DNA vasgelê, en so klomp van hierdie stukke saam vorm 'n geen. Met ander woorde, kom ons sê die gedeelte van hier tot daarso so vorm 'n geen. 'n Geen kan uit 'n paar duisend verskillende nukleotides bestaan tot 'n paar honderd. So dit is 'n redelike
lang stuk van jou DNA of relatief lank. Hierdie gene van jou gaan dan bepaal wat jou oogkleur is, jou haarkleur. Hulle gaan bepaal of jy gaan bles word, dis nou veral vir mans of nie. Hulle bepaal of jy kleurblind gaan wees of nie. Elke ding van jou bepaal hulle. Hulle bepaal selfs wat is jou hoe werk jou immuniteitstelsel? Gaan jy allergies wees vir goed? Is jy hypersensitief, met ander woorde, vir sekere gedeeltes? Maar die gene werk nie net terwyl jy as fetus ontwikkel nie. Hierdie gene werk jou hele lewe lank. Ek het net nou reeds verwys na jou spysverteringsstelsel, waar hulle aan mekaar werk. Elke ensiem in jou liggaam word bepaal deur jou DNA. Hier kyk ons van naderby na die DNA, en nou kan jy sien, ons het hier 'n baie langer stuk DNA, waar jy kan lees ATG, ACG, G, en as jy hierdie kan ontsyfer, dan weet jy wat dit is wat hierdie gedeelte gaan vorm. En met die menslike genoomprojek is daar 'n redelik vordering gemaak om gene te kan lees, om te sien wat jy oorerf. Nou, hierdie DNA, net om dit weer in perspektief te stel, ek het verlede week vir u vertel, dat jou DNA, al jou DNA in jou liggaam, is lank genoeg om 150.000 keer maan toe te gaan. Ons praat van elkeen van hierdie A, die volgende A, die T, is 3 verskillende basisse. Jy het 107 biljoen kilometer DNA in jou menslike in die liggaam. Kan jy jouself voorstel, 107 biljoen kilometer, dis die 150 keer maan toe. Dit is 'n ongelooflike hoeveelheid DNA wat in elke sel van jou voorkom. Daar is bereken dat daar min of meer 2 meter DNA in elke sel van jou is. Nou, kom ons stel dit in 'n meer verstaanbare vorm vir mense wat nie in die wetenskap is nie. Ons kan 'n geen vergelyk met 'n resepteboek. So jy sit met 'n klomp resepteboeke en hierdie boeke is in 'n biblioteek. Elke boek bevat die resep om 'n spesifieke ensiem te maak, of 'n spesifieke hormoon, of oor die algemeen is dit 'n resep om 'n spesifieke proteïen te maak, want ensieme en hormone is proteïene. Maar dis 'n breekdeel van jou DNA, wat dan uit hierdie boeke, uit hierdie resepteboeke bestaan. Die grootste gedeelte van jou DNA is vroeër daar gemors DNA, junk DNA genoem. Maar dit dien 'n funksie, want dit gee 'n driedimensionele struktuur in die DNA en maak dat sekere gene uitgedruk kan word, want net in 'n sekere formaat en 'n sekere struktuur kan dit werk. So hierdie res van die DNA wat nie gene is nie, vorm die biblioteek en selfs die boekrakke in die biblioteek. Dit gee u ook 'n vergelyking van die grootte. Die boeke is die kleinste gedeelte. Die biblioteek en die boekrakke is eintlik 'n baie groter gedeelte. So hierdie boeke en boekrakke, of althans die biblioteek en die boekrakke, hou die geen in 'n posisie waar dit reg kan funksioneer. En ons praat van hierdie posisionele effek as die tersiêre struktuur van die geen, en net so in proteïene is die proteïen gebuig dat hy ook 'n primêre, sekondêre, tersiêre en selfs 'n kwadrinêre struktuur het, en hierdie strukture bepaal ook hoe die proteïen gaan werk. Op 'n sekere manier gaan hy funksioneer, op 'n ander manier nie. Ons het verlede week daarna verwys dat jou DNA bestaan uit 2 verskillende stringe DNA. En hieronder sien ons dat jy 'n string het wat van die 5 aksent na die 3 aksent gaan. In oor 'n lesing of 2 gaan ons oor daardie aspek praat. Die volgende een, die onderkant, is presies die teenoorgestelde. Hy gaan van 'n 3 tot 'n 5 aksent. En jy sal sien, elke keer as jy 'n A bo het, het jy 'n T onder. Of as jy bo 'n T het, het jy onder 'n A.
Net so is die gees in sees elke keer reg oor mekaar. So die boonste en onderste string is komplementêr tot mekaar. Die een bevat die komplementêre vorm van die ander een. En hierdie is ook baie belangrik in die werking van die geen. Moenie bekommerd raak nie, ek gaan nie te diep in hierdie goed invoer nie. Ons wil gesels oor hoe werk die geen. Wat ek hier wil beklemtoon is, jy het 'n geen, op die geen het jy 'n spesifieke DNA volgorde en daardie DNA volgorde kodeer dan vir dit wat gemaak moet word in jou liggaam. Ons het verlede week oor die diersel gesels en ek het vir u gewys dat die DNA als in die kern is, met ander woorde in hierdie gedeelte wat ons hier so het. U sien hier poree op die kern, daar gaatjies. En nou moet daar, ek het dit genoem, 'n fotostaat gemaak word. Ons het nou gepraat van 'n resepteboek. So daar word 'n fotostaat gemaak van die resep, hoe om byvoorbeeld peptien te maak om jou kos te verteer. Die geen van peptien word in die hande gekry en daar word 'n fotokopie van hom gemaak en die fotokopie verlaat die sel deur die kern deur een van die poree en beland in hierdie struktuur, die growwe endoplasmatiese reticulum. En nou gaan ons kyk wat gebeur, hoe werk hierdie hele proses. Eerstens, binne in die kern kry ons 'n proses wat hulle hierdie verskriklike anglisisme gebruik van 'n transkripsie, en dit is waar jou DNA, daardie dubbel helix van jou, vou oop. Jy kan sien hier's aan hierdie kant het ons normale DNA, hier is hy oopgevou, een stuk gaan soontoe, een stuk gaan hiernatoe, en op een van hierdie stukke word daar 'n nuwe ding gevorm, en hierdie nuwe ding wat gevorm word mRNA genoem. Die mRNA is 'n presiese kopie van wat ons aan daardie kant sou kry. En nou kan jy vir my vra, nou maar hoe is hier 'n U en daar is 'n T? In RNA word elke T vervang deur 'n U. Met ander woorde, waar ons in DNA 'n C, G, A en T het ons in RNA 'n C, G, A en U. Die T word vervang met 'n U. Jy sal sien, hier is 'n A, met ander woorde, ons moes dan 'n T aan die hier's 'n U, so ons moet 'n T aan die ander kant kry, en daar is sy komplementêre een. Die C en die G en die C, die U en die T. So dit is dit wat gevorm word op die mRNA is 'n kopie van dit wat op die DNA voorkom. Die proses word transkripsie genoem. Dit vind binne in die kern plaas. En nou word hierdie mRNA molekule gevorm en die mRNA gaan uit die sel uit, soos ek net nou vir u genoem het. Hy gaan in die endoplasmiese reticulum in. Daar bind hy aan 'n ribosoom en hierso sien ons 'n ribosoom. Dis nie nodig om aandag te gee aan die twee gedeeltes van 'n ribosoom nie, maar hierdie mRNA beweeg deur die ribosoom. En soos hy beweeg, heg daar elke keer 'n stukkie tRNA aan hom vas, en elke stuk tRNA bevat 'n spesifieke aminosuur wat op hom vassit. Met ander woorde, die kode hierdie kode gaan altyd dieselfde aminosuur bevat. Net so gaan die kode hier 'n ander tipe aminosuur bevat, want die kodes verskil van mekaar. In hierdie proses het ons elke keer 3 verskillende tRNA's wat meet en pas op jou mRNA om die kode te lees. Die een heg, die een is besig om sy aminosuur oor te dra na die proteïenketting. Die derde een is besig om los te gaan, om weg te gaan van die struktuur. Op hierdie manier word hier nou 'n hele klomp aminosure aan mekaar gebind. En 'n klomp aminosure wat aan mekaar gebind word 'n proteïen genoem. Want dis waaruit 'n proteïen bestaan, 'n klomp verskillende aminosure wat aan mekaar gekoppel is. En hierdie volgorde van die koppeling is dan die primêre struktuur van jou
proteïen wat gevorm word. Ek is jammer, dit is 'n redelike tegniese gedeelte hierdie, maar ek moet dit net vir u vinnig verduidelik. So kom ons kyk vinnig weer en laat ek dit nou opsom dat u weet hoekom ek hierdie goed vir u moes noem. In die kern het ons DNA. Die DNA maak 'n kopie, die kopie wat mRNA genoem word. Die mRNA gaan uit die kern uit en nou vorm dit 'n spesifieke proteïen. En daarvoor word die volgende anglisisme 'n translasie, 'n vertaling gebruik. Hoekom 'n vertaling? Hier het ons 'n DNA-kode en nou word die DNA-kode omgeskakel in 'n proteïenkode. So jou DNA het gemaak dat 'n proteïen gevorm word. As jy nie DNA gehad het, dan kon jy geen proteïen gevorm het nie. Dit is die werklikheid en dit is eintlik die gedeelte waarop ek vandag wil fokus. So, jy het DNA nodig om 'n proteïen te maak. Maar kom ons kyk hoe word DNA gemaak. So DNA moes eers daar gewees het om proteïene te maak. Maar DNA moet homself kan maak sodat die individu meer selle kan kry, dat die individu kan groei, dat die individu kan leef. En hier sien ons die proses waardeur nuwe DNA gevorm word. Ons het die DNA aan hierdie kant, dan het ons 'n ensiem, hierdie groen ring hierom, wat maak dat die spiralisering van jou DNA ophou. Dan het ons 'n tweede ensiem hier. Hierdie ensiem breek die waterstofbindings tussen jou verskillende nukleotides af. Met ander woorde, tussen die twee stringe van die DNA, hulle word afgebreek. En in die proses word daar nuwe DNA gevorm. Ekskuus, ek het die proses omgekeer. Dit kom eintlik van hierdie kant af wat dit gemaak word. So nuwe DNA word gemaak. Hierdie een ontdraai nie jou DNA nie. Hy maak dat die DNA weer draai. Aan hierdie kant word dit omdraai. En dit is jou DNA polymerase, is die ensiem wat dan hierso maak dat dit gebeur. Aan die een kant van jou DNA word daar 'n nuwe DNA gemaak sonder enige probleme. Maar op die ander string kan die proses nie normaal plaasvind nie. Hier is dit van 'n 3-aksent na 'n althans van 'n 5-aksent na 'n 3-aksent kant wat die nuwe DNA gevorm word. Maar hier sit ons met 'n 3 na 5-aksent. So wat gebeur is net kort stukkies DNA kan gemaak word op 'n slag. So hier word 'n klomp klein stukkies gemaak. Maar hierdie stukkies word weer aan mekaar gebind deur 'n ensiem, met ander woorde deur 'n proteïen, DNA-ligase wat hulle aan mekaar bind. Nou wil ek probeer saamvat. Jy moet DNA hê om 'n proteïen te kan vorm. Maar jy het proteïene nodig om DNA te kan vorm. En dis 'n hele klomp verskillende proteïene wat nodig is. U sien hierso, dis 'n helikase, dit is polymerase, dit is ligase, topoisomerase en is nog 'n paar ander wat hierby betrokke is. So waar kom hierdie proteïene vandaan om jou eerste DNA te vorm? Want sonder hulle kan die DNA nie gevorm word nie. Verstaan u die dilemma hier? Jy kan nie DNA kry en dat die DNA vermeerder en soos evolusie beweer mettertyd ontwikkel nuwe goed, so mettertyd ontwikkel hierdie ensieme wat dan DNA moet vervaardig. Dit is logies foutief dat dit so kan werk. Jy kon nie eers die ensieme gehad het nie, want die ensiem kan nie gevorm word as daar DNA is nie. Jy kan nie eers die DNA hê nie, want DNA kan nie vorm as daar nie ensieme is nie. So jy het hierdie klomp ensieme en jy DNA gelyktydig nodig. So die proses, soos wat Darwin dit beskryf, kan nie werk nie.
Dit moes gelyk daar gewees het. Hoe kan die proteïene en die DNA gelyk daar wees? En God het gesê, dan is dit daar. Jy het 'n goddelike ingryping nodig om dit te doen. En daarom kry jy al hoe meer dat mense wat nie glo in die Bybel nie, begin buiteruimtelike wesens en so beskryf wat hierdie proses laat plaasvind. So hulle glo liewer in 'n buiteruimtelike wese as wat hulle in God glo. God wat buiteruimtelik is, maar ook ruimtelik is. God wat in die hemel sit, maar die aarde is sy voetstoel. Die almagtige God, die skepper van alles. In hom wil hulle nie glo nie, want die mens reken dat hy wys geword het. Die mens dink dat hy al hierdie prosesse van transkripsie, translasie, van die vorming van DNA, dat hy hierdie goed uitgedink het, en dat daar daarom nie 'n God nodig is nie. Maar hoe die meer die mens skree dat hierdie goed van self daar kan kom, hoe meer bewys die mens eintlik dat God nodig was om hierdie dinge te vorm. Ons dink aan die debatte wat daar is oor skepping versus evolusie, wat die evolusionis altyd kom met die vraag, wat was eerste, die hen of die kuiken? Die eier of die hoender? Die evolusionis wil hê die eier moes eerste gewees het, en daar het 'n verandering in die eier gekom, daarom kry jy iets anders as die hoender. Maar hoe kan die hoender iets anders lê as 'n eier wat al die gene bevat om weer 'n hoender te maak? So nou sit ons, dat ons die vraag aan hulle kan vra, ons kan die vraag teruggooi na hulle toe. Wat was eerste, DNA of ensieme? Hulle probeer daarby verbykom deur te sê, maar jou aanvanklike organismes was meer eenvoudig en hulle het RNA gehad, wat 'n enkelstring kan wees, nie DNA nie. Maar selfs om jou RNA te dupliseer, het jy ensieme nodig. RNA kan ook nie van self dupliseer nie. Dis dieselfde dilemma wat ons hiermee sit. Dit is teenstrydig. Daar is 'n skepper God nodig wat vir jou hierdie dinge kan maak en dit gelyktydig laat plaasvind. So, as ons dan kyk na volgorde van gebeure, dit wat die evolusionis altyd na ons kant wil gooi. Wat was eerste, DNA of proteïene? Ons kan nie sê nie. Hulle moes saam daar gewees het. Met ander woorde, God is nodig. Wat was eerste, transkripsie of translasie? Transkripsie, die proses wat binne in die kern plaasvind, of translasie, die manier wat dit buite die kern werk. Jou evolusionis gaan dalk beweer dat dit translasie is. Maar waar kan jy vertaling kry as jy nie jou mRNA eers gehad het nie? En om jou mRNA te vorm, het jy weer eens die proteïene nodig. Weer eens, hulle moes gelyktydig plaasgevind het. Jy kon nie eers een kry en toe die ander nie. En dit bring ons terug by die vraag aan watter volgorde het die organelle binne in die sel ontwikkel. Jy kon nie net een gekry het nie. Kom ons kyk na wat is lewe. Of voor ons nog by lewe kom. Evolusie werk so, hulle sê dat deur miljoene jare het jy, kom ons sê maar 'n sel gekry, binne in die sel het daartoe 'n mitokondrion ontwikkel. 'n miljoen jaar later het toe daar 'n Golgi-apparaat gevorm, dit wat ek als verlede week met u bespreek het. Maar daar's 'n probleem in hulle argument. Daardie eerste sel kon nie 'n miljoen jaar geleef het as hy nie alles gehad het wat in die sel moes wees nie. So hy sou nie geleef het dat hy 'n miljoen jaar later iets niets kon bykry nie. Al die strukture in daardie sel moes op dieselfde tydstip ontwikkel het, anders kon die sel nie geleef het nie. So dit help nie om te redeneer eers oor 'n jong aarde of ou aarde teorie nie, tyd tel nie. Hierdie dinge moes gelyktydig plaasgevind het, anders was lewe daar onmoontlik. Ons gaan later oor die lewe self ook gesels.
Maar verstaan u wat ek vandag vir u probeer sê? Die evolusionis probeer by hierdie probleme verbykom om te sê, dis miljoene jare en deur miljoene jare kon dit ontstaan. Maar hulle draai u 'n rad voor die oë. Hulle vertel nie vir u dat hierdie goed kon nie oor miljoene jare ontwikkel het nie. Hulle moes gelyktydig ontwikkel het. Hulle gooi die miljoene jare by asof dit 'n towerstafie is wat alles moet regkry. Dan beweer hulle ons is die mense wat die towerstaf gebruik deur God te betrek. Maar as jy om jou kyk en jy sien die hele skepping, hoe is dit moontlik dat jy nie in God kan glo nie? Want God se hand is oral duidelik. Jy sien wat hy gedoen het, maar jy glo nie in hom nie. Jy sien die skildery wat voltooi is, maar jy glo nie daar was 'n skilder nie. Jy glo daai verfspatseltjies het van self daar gekom en hierdie pragtige toneel geskep. Het jy genoeg geloof om dit te glo en om God te verwerp in die proses? Want dit is wat die evolusionis van jou vra. So wat ek hier vir u probeer wys is, die mens probeer voorgee dat hy wys geword het, dat hy oor die vermoë beskik om vir jou te vertel wat aangaan, terwyl die mens nie weet wat aangaan nie. Hulle praat van die miljoene en biljoene jare en hulle gooi selfs buiteruimtelike wesens in, maar hulle het geen idee van hoe die proses eintlik ontstaan het nie. Net omdat hulle God wil verwerp. Die mens dink hy het wys, terwyl hy eintlik dwaas geword het. Hemelvader, ons dankie dat ons vanoggend weer in die wetenskap kon delf en daar sien dat u die almagtige God is, dat u die skepper is, dat u alles beheer. Here, iets so klein soos 'n selletjie kon nie ontstaan het as u nie gesê het dit moet bestaan nie. Here, help ons dat ons hierdie boodskap sal kan oordra aan die wêreld, dat ons die wêreld sal kan wys dat dit nie menslike wysheid is wat hierdie goed gekry het nie, maar dat dit u is. As 'n mens self 'n sel moes uitdink voordat hulle geweet het wat als in die sel is, sou ek dink nie die slimste mense in die wêreld sou met hierdie volmaakte miniatuurfabriek vorendag kon kom wat u geskep het. En hierdie volmaakte mikrofabriek, 'n klomp van hulle word saamgevoeg en dit is die mens. En u het dit so beskik. U het die hele proses gelei. U het in daardie mikrofabriekie alle apparaat gesit wat nodig is. U het hierdie selle laat saamgroepeer. U het die asem oor dit uitgeblaas en dit lewe gegee, sodat dit kan lewe. En ons noem dit skepping, want u het net 'n woord gespreek. U het gesê, laat dit daar wees, en dit was daar. Here, help ons, dat ons u woord sal glo, dat ons sal glo u het gesê en dit was. En Here, help ons dat ons hierdie boodskap sal kan uitdra na ander, dat ons vir hulle ook kan vertel, dat dit wat u gesê het, was daar, en dis nie menslike wysheid wat dit tot stand gebring het nie. Ek vra hierdie dinge in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.